Mario en sê vir die baie lekker saam sing hierso. En ek dink soos aan die eerste plek wat ons gesing het, down on my knees. I found my Jesus, dit is absoluut waar ons in hierdie tyd moet wees. Ons sit net so in, om dit ons net wees. Baie dankie Here Jesus, dat ons die voorreg vanoggend het, om hier in die huis te kan wees. En Here, alles lyk vir ons alweer meer deur mekaar as 'n week of 2, 3 gelede. En Here, ons wil maar net laag aan die voete kom sit vanoggend. En maar net weer vir U sê hoe afhanklik ons is van U. En ons wil kom bid, Here, dat U vir ons sal help in hierdie tyd om ons oë gefestig te hou op U in alles wat ons doen. Ek kom bid, Here, ons het 'n lang lys van mense wat met herstel van operasies, wat siek is met COVID. Here, ons bid dat Here elkeen sal aanraak op 'n besondere wyse en hulle spoedig sal genees. Ek kom bid vir hierdie diens vanoggend, Here. Elkeen wat hoor, dat U woord hoor vanoggend, dat U in hulle harte en in my hart ook sal spreek, Here. En dat dit 'n verandering in ons lewens sal bring. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Julle kan so lank die woord van die Here oopmaak by Filippense 1, ons moet 'n klein bietjie later daaruit lees. So as jy dit so lank al wil reghou, dan kan ons dit doen. Ek wil net gou so vanoggend 'n bietjie vertel waaroor gaan ons praat en ons sal volgende week waarskynlik gaan, as ons die protokol volg, ek dink dan moet jy dat so 10 dae in kwarantyne wees. So dit beteken dat ek al volgende naweek, of ek gaan volgende Sondag dan weer aan, en ek kan dan aangaan met hierdie gedeelte waaroor ons vandag praat in die gedeelte. Of die tema waaroor ek volgende wil gesels is die wêreld waarin jy woon. Nou ons almal weet van die wêreld daar buite, die wêreld wat ons sien op die nuus en op ons rekenaars en op ons fone. Nou, dis nie die wêreld waarvan ek vandag wil praat nie. Elkeen van ons het 'n wêreld waarin ons woon. En daardie wêreld word beïnvloed deur verskeie dinge. Maar die wêreld waarin ek woon, het mense vir wie ek lief is in die wêreld waarin ek is. Dis die wêreld om my. Dit is my wêreldjie waarin ek bly. My werk is deel van hierdie wêreld van my. Die dinge waarvan ek hou is deel daarvan. Die dinge wat vir my belangrik is deel van hierdie wêreld. En daar is ook faktore wat hierdie wêreld beïnvloed. En ek het hierdie faktore opgedeel in eksterne en interne faktore. En met eksterne faktore bedoel ek, maar dit eenvoudig, dit is dinge waaroor ek nie regtig beheer het nie. En interne faktore is dinge waaroor ek dan 'n mate van beheer het. En as ons kyk na eksterne faktore, dan sal dit goed wees so siekte van ander mense vir wie ek omgee, het 'n invloed op my wêreld. Die een van ons hierso sal met my stry as ek sê dat COVID het 'n geweldige invloed op elkeen van ons se wêreld gehad. Daar is drama, die politiek, die besluite wat politikuste maak, het baie keer 'n invloed op my wêreld. Nuwe uitvindings kan baie keer is 'n wêreld omdop, en dis miskien al meer oor die langer termyn, maar as ou maar net dink hoe die selfoon ons wêreld verander het. En baie keer sal nuwe uitvindings my werk beïnvloed, dat ek dalk nuwe goed moet leer, of dat ek selfs oorbodig raak by die werk, en dat ek vir my 'n ander werk moet doen. En dit is goed waaroor ek nie beheer het. Die internet is nog 'n eksterne faktor wat ons wêrelde geweldig beïnvloed het. Interne faktore is goed waaroor ek 'n bietjie meer beheer het en besluite kan neem. Soos my leefstyl het 'n invloed op my wêreld. My ingesteldheid op dinge, wat vir my belangrik is en wat waarvan ek hou, al daardie dinge is
interne faktore wat 'n invloed op my wêreld het, maar die belangrikste ene vir my is verhoudings. En nou begin jou wêreld eintlik op te vorm as jy nog 'n klein babietjie is. En die eerste verhouding waarvan jy bewus is die verhoudings binne in jou gesin. As 'n klein babietjie, jy het 'n ma en 'n pa, en dit is jou eerste verhoudings. En dan 'n bietjie later kry jy vriende en so gaan dit aan. En so bou jy verhoudings op deur jou lewe. En dan 'n verhouding wat 'n geweldige invloed op jou wêreld het, is die dag van hierdie natuurlike huwelik. En dan die volgende ene wat 'n geweldige invloed op jou het, of op jou wêreld het, is wanneer daar kinders begin kom. Ook die vriende wat jy as volwassene het 'n invloed op jou wêreld. Die kollegas by die werk. Maar dan is daar een verhouding wat vir my uitstaan oor al hierdie verhoudings. En wat die grootste invloed op jou wêreld behoort te hê. En dit is jou verhouding met die Here Jesus. En ek wil volgens so ver gaan om te sê dat as jou verhouding met die Here Jesus nie die grootste invloed op jou wêreld het nie, dan is jy in die moeilikheid. En as ons hier vandag sit en ons dat ons wêreld meer beïnvloed word deur eksterne faktore miskien en oor dinge van die wêreld en nie deur die Here Jesus nie, dan is ons in groot moeilikheid. Ek deel ook my wêreld met ander mense. Ek deel my wêreld met my gesin. My gesin moet deel wees van my wêreld. My wêreld kan nie apart wees van my gesin nie. My gemeenskap waarin ek bly, die buurt, die area, die straat, my bure. Al daardie is mense met wie ek my wêreld op 'n minder of 'n meerdere mate deel. As jy kinders op skool het, is dit nog 'n gemeenskap waarmee jy jou wêreld deel. En wat ook invloed op jou het. As jy miskien by liefdadigheidsprojekte betrokke raak, dan deel jy jou wêreld met die mense wat daar betrokke is. As jy 'n sport beoefen en jy sal by 'n klap of 'n lichaam aangeskryf, dis alles waar ons wêreld deel met ander. Maar die skrikwekkende ene is die ene waar ons wêreld met die wêreld deel op sosiale media. Miskien is sosiale media 'n tema vir 'n hele preek op sy eie. Maar ek dink die invloed wat sosiale media op ons het en op ons wêreld het en die mate waarin ons wêrelde met sosiale media deel is nie altyd gesond nie. En ek wil 'n stelling maak. Ek wil sê die wêreld daar buite, die wêreld soos wat ons altyd van die wêreld praat, die wêreld daar buite, is 'n absolute chaos op die oomblik. Stem julle met my saam? Ja. Nou wil ek 'n vraag vra. As die wêreld daar buite, en dis die wêreld waarin ons bly, ons is deel van dit eintlik. En as daardie wêreld 'n absolute chaos is, en ons almal stem saam daaroor, hoe hou ek my wêreld, dit waarvan ons nou so ver gepraat het, in orde, as die wêreld daar buite in totale chaos is? En dis die vraag wat ek bietjie wil vandag oor gesels, en kyk wat sê die woord daaroor. En ons kan nou saam lees uit Filippense 1, en ek gaan net so 2 gedeeltes lees, en die eerste gedeeltjie, Filippense 1, vers 1 tot 8, en so dit sommer vir ons lees. Paulus en Timotheus, diensknegte van Jesus Christus, aan die heiliges in Christus Jesus wat in Filippi is, saam met die opsieners en die diakens. Genade, vrede en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Ek dank my God elke maal as ek aan julle dink
En ek bid altyd in al my gebede vir julle, almal met blydskap, oor julle gemeenskap met die evangelie van die eerste dag af tot nou toe. Omdat ek juist ook hierop vertrou, dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. Soos dit vir my reg is om dit van julle almal te dink, omdat ek julle in my hart dra, aangesien julle almal in my weë, sowel as in die verdediging en bevestiging van die evangelie, my deelgenote in die genade is. Want God is my getuie, hoe ek na julle almal verlang, met die innige tederheid van Jesus Christus. Kom ons God net vir eers daar, selfs net 'n bietjie oor dit. Nou in die eerste teks sien ons hierso dat daar's twee groepies mense. Die een is Paulus en Timoteus wat hierdie brief vir die gemeente van Filippi skryf, en dan natuurlik is dit die gemeente, is die ander entiteit wat hierso ter sprake is. En Paulus skryf vir hulle en hy praat oor hoe hy vir hulle bid en hoe dankbaar hy is teenoor die Here vir die evangelie wat in hulle werksaam is en so voort. En dan is die gemeente van Filippi, die tweede entiteit hierso, en hulle is in verskillende omstandighede. So Paulus, ek is nie seker of Timoteus saam met hom in die tronk was, maar Paulus definitief was op hierdie stadium in die tronk gewees, so, en die gemeente van Filippi was op daar buitekant, hulle was nog vry om rond te kan beweeg. En ons sien ook dat die gemeente in 'n baie spesifieke verhouding met God gestaan het, want die evangelie was in hulle werksaam, en Paulus was baie dankbaar vir die wyse waarop hulle ook dan omgegaan het, en van die eerste dag, en ek vermoed hierdie gemeente het dalk nog nie lang bestaan op hierdie stadium nie, ek is nie seker nie, maar ek dink hulle was 'n redelike jong gemeente, en daarom is Paulus veral beïndruk, en hy sê ook bekommerd aan die een kant, dat dit wat daar begin is deur die Here Jesus, dat hy dit ook sal volëindig, dat die mense sal volhou om die Here Jesus te dien tot op die dag van Christus. Ons sien ook dat die gemeente dan in 'n duidelike verhouding met God was, en Paulus het ook 'n spesiale verhouding met die gemeente gehad. Hy het hulle altyd in gebed opgedra aan die Here. En dit is eintlik 'n besondere voorreg vir die gemeente om iemand te hê wat almal van hulle in gebed opdra. En ek weet dis mense in die gemeente wat presies dit vir ons doen. En ons sien dit nie altyd raak nie. Maar ek dink dat wanneer daar nie meer mense is wat vir ons as 'n gemeente bid nie, sal ons baie vinnig agterkom en hoe groot moeilikheid ons is. En daarom is ons dankbaar dat die Here ook mense oproep om te bid. As ons dan nou verder lees vanaf vers 9 af, dan lees ons daar, en dit bid ek, en dis nou Paulus se gebed waaroor ek 'n bietjie wil gesels, en dit bid ek, dat julle liefde nog meer en meer oorvloedig mag word in kennis en alle ervaring, om die dinge waar dit op aankom te onderskei, sodat julle rein en vir niemand 'n aanstoot mag wees nie, tot op die dag van Christus. Vervul met die vrug van geregtigheid wat daar is deur Jesus Christus, tot heerlikheid en lof van God. En ek wil hê, of ons net op. Ek dink ek sal volgende keer dalk bietjie verder gaan, maar kom ons kyk net gou na daai paar versies, 3 verse, en dit is Paulus se gebed. Die eerste ding wat hy vra en bid vir, is dat hulle liefde en kennis en ervaring moet toeneem. Dat hulle vir niemand moet aanstoot gee nie, en dat hulle kan onderskei en dat hulle rein en heilig kan lewe. Hy bid ook vir die vrug van geregtigheid tot heerlikheid en lof van God. En uit hierdie goeders wat Paulus bid vir hierdie gemeente, is daar baie wat ons kan leer.
Want nie een keer word daar verwys regtig na die invloed van buite na binne nie, maar eerder dat hulle vir niemand aansluit gee nie, dat die invloed van die kerk af, van die gemeente af na buitekant moet gaan. En dat die kerk en die verhouding met die Here hulle wêreld moet beïnvloed, dat hulle sal verander om dan ook 'n invloed te kan hê op die wêreld om ons. Paulus sê daar in die begin, in die eerste gedeelte wat ons gelees het, dat hy vertrou dat die Here wat die goeie werk in hulle begin het, dit sal volëindig. En dit is dan regtig waaroor ek nou wil gesels. Ek het aanvanklik gesê die grootste invloed op ons wêreld moet wees ons verhouding met God. Want Korintiërs leer vir ons daarom dan as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan, kyk dit het alles nuut geword. En dit beteken dat wanneer ek tot bekering kom, wanneer ek my lewe, my hart vir Here Jesus gee, wanneer ek hom begin dien, dan behoort my lewe te verander. My lewe behoort nie meer dieselfde te wees nie. En hy moet dit beïnvloed. En ek wil vanoggend net baie mooi verduidelik die verskil tussen bekering en wedergeboorte. Ons weet dat ons die vir God nie sal sien sonder die wedergeboorte nie. En ons koppel baie kere bekering en wedergeboorte aan mekaar, dat dit dieselfde ding is en dit is, maar daar is ook 'n bekering vir die kind van God wat reeds wedergebore is. En dis die onderskeid wat ek net hier wil maak. So, ek praat vanoggend hier met twee persone. Elkeen hier vanoggend kan identifiseer met een van die twee persone. Dit is of 'n persoon wat die Here Jesus nie ken nie, en nog nooit tot bekering gekom het, en nog nooit wedergebore is nie, of dis 'n persoon wat die Here Jesus ken. Wat op daai plek gekom het, waar hy besef het hy is 'n sondaar, en dat hy van sy sonde nie kan ontslaa raak nie. Hy kan nie deur 'n goeie lewe lei, die Here beïndruk nie. Sy sonde is voor hom, en hy het net een manier hoe hy van sy sonde kan ontslaa raak, en dit is om, soos daai eerste koortjie, down on my knees, I found my Jesus. Daar te gaan kniel by die kruis, en sy lewe, die sonde te bely vir die Here Jesus, en die geskenk wat hy vir ons 2000 jaar gelede aan die kruis betaal het, te aanvaar en om ons lewe in te nooi, en die getuienis van die Heilige Gees te ontvang, soos Romeine 8 vir ons sê, Gods Gees getuig saam met my gees, dat ek 'n kind van God is. Daar behoort nie twyfel te wees by 'n kind van die Here, of hy die Here ken of nie, of hy wedergebore is of nie. Want Gods Gees getuig saam met my gees dat ek 'n kind van God is. Die ander persoon is 'n persoon wat miskien suksesvol is, en ons moet nie dit verwar nie. Ek sê nie 'n mens is nie suksesvol nie. Jy kan suksesvol wees en nog steeds nie gelukkig wees nie, nog steeds in 'n hopelose toestand wees, want jy is op pad na 'n ewige verderf toe, omdat jy die Here Jesus Christus nog nie in jou hart aangeneem het nie, omdat jy nog nie jou sonde voor hom bely het nie. En as jy bewus is van sonde, en jy kan nie van daardie sonde ontslaa raak nie, en jy twyfel of jy op die regte pad is, dan kan ek vir jou nou sê, het jy werk om te doen, want jy moet weet, omdat jy weet, jou saak met God is reg. Want dit is die bekering, wanneer ek voor die kruis kom en my sonde voor God bely, is die bekering wat lei tot die wedergeboorte. Wanneer die Heilige Gees kom en ons lewend maak in ons gees, sodat ons weer in kontak kan wees met God. Sodat hy ons kan verander na die beeld van Christus. En dit is hierdie verhouding wat voortdurend verander,
is hoekom ek met vrymoedigheid vanoggend kan sê, dat as God nie jou, as jou verhouding met die Here Jesus nie jou wêreld beïnvloed, meer as enigiets anders nie, dan is jy in die moeilikheid. Want dit is 'n proses wat begin by wedergeboorte en gaan ophou die dag wanneer ons laaste asem uitblaas, wanneer ons hierdie tydelike met die ewige verwissel. Dan is daai proses afgehandel. Maar totdat ons by daardie punt kom, waar ons die tydelike met die ewige verwissel, is daar werk om te doen. En ek sê nie ons moet werk vir ons saligheid nie. En daardie werk het dood eenvoudig te doen met ons verhouding met die Here Jesus. As ek hier sou vra vir almal wat getroud is, het jy dieselfde persoon gebly voor jou troue en na jou troue, man of vrou, dit maak nie saak nie, dan gaan almal sê nee, ons het verander. Want die Here het ons mekaar gegee, sodat ons mekaar kan aanvul, sodat ons 'n gesin kan wees en dan moet aanpassing kom. En dieselfde in ons verhouding met die Here Jesus. Ons kan nie ons verhouding met die Here Jesus begin en dieselfde bly as wat ons was in die wêreld nie. Want ons moet uit die wêreld uitkom in 'n nuwe lewe saam met Christus. En wanneer ek daar gaan kniel voor die kruis en ek het my sonde bely en ek het my skoon gewas, dan staan ek op as 'n nuwe skepsel. En ek is skoon en rein en dan begin daar weer dinge in my lewe in te kom, want ons bly sondige mense. En dis waar die tweede bekering woordjie inkom. Ons as kinders van die Here kan nie met wrokke in ons hart rondloop nie. Ons kan nie met sonde in ons lewe sit waarmee ons sukkel nie, sonder om dit weer te bely nie. En dit is ook 'n bekering. En baie kere raak ons betrokke by iets en op 'n stadium kom ons agter, al is dit net 'n gesprek, dat hierdie gesprek is nie tot eer van God nie, dan moet ons dit stop en bely. En dit weer terugkeer na die Here Jesus soos wat hy wil ons moet doen. Dit is ook 'n bekering. En ek wil vandag so ver gaan te sê dat die wêreld is in chaos omdat die kerk opgehou het om te bekeer die klein goedjies wat tussen ons en God staan. En as ons nie begin om dit weer te bely nie, hoe gaan die persoon wat in die wêreld staan wat 'n verskil wil sien in die kerk dit sien? Hoe gaan die persoon wat in krisis is oor sy sonde, wat sy sonde wil ontslaa raak van, wat wil deel by, hoe gaan hulle weet dit kan gedoen word as hulle dit nie in kinders van God se lewe sien? As hulle in die kerk inkom en hulle sien as onmin, of as 'n geskinder, of daar is mense wat geen, en ek kan wil ek sê geheim daarvan maak, oor hoe hulle mense behandel wat hulle miskien nie van hou nie. En ek praat nou spesifiek miskien van die ouens wat jou voorkeer as jy dalk 'n bietjie te vinnig gery het. Ek moet daar ook kerk wees. Ek moet daar ook kind van God wees. Ek moet daar ook lig wees. Ek moet by my werk, in my hele wêreld, wat ek met ander deel, moet daar nie 'n aspek wees waarin ek nie kind van God is nie. Want as daar 'n aspek is wat soos die wêreld lyk en ryk en praat en klink, dan is dit nie tot eer van God nie. Want wat tot eer van God is die werk wat hy in ons begin het en wat hy besig is om te volëindig oor ons lewe. En as God daai werk nog en jy nie begin het nie, omdat jy nog nie kom kniel het by die kruis nie, en jou sonde altyd voor jou is, en jy elke dag gestryd het met twyfel in jou hart of jy 'n kind van God is of nie, dan moet jy werk maak daarvan. Jy is welkom om na die tyd by te kom gesels, en ons kan saam bid en ons kan gesels word. Maar jy moet weet dat jy 'n kind van God is. Johannes sê ook, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle kan weet dat julle 'n kind van God is.
Ons lewe in 'n tyd waar die wêreld seker ek weet nie nog nooit so deur mekaar was. Soos dit. Waar dit wat jy hoor amper so duidelik in die profeseë staan van hoe dit sal wees in die einde van die tyd. En daar is nie tyd vir ons as kinders van die Here om meer saam met die wêreld te speel. Ons kan in die wêreld speel. Ons is in die wêreld. Ons kan nie deel word van die wêreld. Ons moet anders wees. Ons moet uitstaan. En ons moet 'n voorbeeld wees vir hulle wat hulle harte vir die Here gee, om te sien dit is hoe 'n kind van die Here behoort te lewe. Soos Paulus sê, wees my navolger, soos wat ek Christus se navolger is. En ek wil siller aankom met vandag vir iemand te sê, want die wêreld het so ingevleg geraak met ons wêrelde, dat ons partymal self nie eens meer kan onderskei. En daarom wil ek vanoggend eers praat met die kind van God en sê, dit is tyd geword, dat ons dit wat in ons wêreld ingekom het, moet afsnoei, ons moet dit uitsny, dit moet weggegooi word, dit moet in 'n vuurkoon verbrand word, dit moet nooit weer kan terugkom. Want ons wêrelde moet rein wees en vir niemand aanstoot gee. Daardie aanstoot gaan oor veroordeling en nie wanneer ek mense aanstoot gee omdat ons nie doen wat die wêreld wil doen. Ons gaan aanstoot gee, dit is ongelukkig so. Die eerste Christene het aanstoot gegee aan die res, want hulle het nie ingeval by die wêreld, hulle het ingeval by die woord van God. En ons moet weer begin inval by die woord van God. Ons moet weer begin doen wat die woord van God sê. En elke ding wat in ons lewe is, wat nie lyk en ryk en klink soos die woord van God, dit moet uit ons lewe uit. Sodat ons die lig kan wees, sodat ons wêrelde die wêreld kan wees wat die wêreld begeer. En hulle sal kom. Maar dan van ons af. Of ons die Here gaan vertrou, 100% om ons lewe te verander. En dit wat hy vir my sê, moet ek onmiddellik gehoorsaam. En ek dink dis die krisis. Want ons wil almal die Here vertrou, en dan sê hy vir ons los hierdie ding, dit hoort nie raak. Dan raak dit die krisis. Maar dat ons op 'n punt sal kom en sê, dit maak nie meer saak wat dit is. Ek gee nou pas. Elke verhouding, binne en buite die kerk, moet aandag geniet. Ons kan nie 'n goeie verhouding met die Here hê daar, verby slegte verhoudings hier met die mense wat ons elke omgaan. Ons verhoudings hier op aarde met die mense moet reg wees. En dit beteken dat ek met trots in my sak sal ontsteek. En as die Here sê gaan praat en gaan vra om verskoning, gaan vra om verskoning. Want verhoudings is belangrik vir God. En as ons verhouding met die Here wil reg het, dan is dit waar ons begin. En dan al die ander klein dingetjies, tot waar ons op 'n punt kom, waar die wêreld weer begeer om deel te wees van ons wêreld. Dis wat ons doen. Ons kan nie die wêreld daar buite kritiseer as ons is hulle wêreld. Al is dit net 'n halwe persent. Het ons geen reg om die wêreld te kritiseer, want ons is deel daarvan. Al is dit net 'n halwe persent. Ons moet radikaal anders wees in elke opsig van ons wêreld. Of dit my werk is, of dit my sport is, of dit my belangstellings is, alles wat ons doen, moet wees tot eer van God. En ons kan dit net doen, as hy deel is van alles wat ons besig is. Ons kan nie Christene wees, ons kan nie kerklidmaat wees, Sondagoggend as ek weer daai hek kom en as ek uitgaan, is dit weer in die wêreld nie. Ons kan nie. Ons het tentwonings, ons is tydelik hier.
Maar hier waar ons tydelik is, moet ons invloed ewig wees. Want die invloed wat ons behoort te hê, moet ewigheidswaarde hê vir elkeen wat dit hoor, want ons gaan net 'n kort tydjie hier wees, dan verwissel ons dit met die ewigheid, en die ewigheid is die permanente, die ewigheid. En ons moet rentmeesters wees van die tyd wat hy vandag vir ons gee. Om vandag anders te kan wees. Laastens wil ek net weer 'n beroep doen. As ek vanoggend gesê het, jy moet weet dat jy 'n kind van God is. Dat Romeine vir ons sê dat Gods Gees het hy saam met my gees dat ek 'n kind van God is, sodat ek kan weet dat ek gered is. Dan moenie twyfel daaroor wees nie. Dit is soos iemand wat 'n groot skat ontdek het. En 20 jaar later, as jy hom vra, het jy daai skat ontdek, dan sal hy sê, ja, ek het. Kan nie onthou presies wanneer dit was nie, maar ek weet, ek onthou daardie dag, want dit het 'n invloed gehad op my lewe. En so ook, as ek die Here Jesus ontdek, en aan my kom wederbaar en alles word nuut, dan sal jy dit weet. En as jy dit nie weet nie, moet jy kom gesels. Dat ons saam kan bid, en ons saam kan gesels, ons kan seker maak. Die verlossing van die Here Jesus Christus aan die kruis is verniet. Al wat dit jou kos, is om jou sonde te bely, om daar neer te lê. Dit is die beste transaksie wat jy ooit kan doen, om jou sonde te gee vir die ewige lewe. Want hy het dit klaar betaal. As jy enigstens in jou hart vandag nog twyfel het, kom gesels. Want dit help nie ons probeer om ons lewens te verander. Ons kan ons lewens verander nie. Christus moet, maar dan moet hy my lewe wees. Daarom is die eerste stap bekering, wedergeboorte, en dan verander die Here Jesus ons. So dit waaroor ek gepraat het, is vir die kinders van God. Ons moet die verskil gaan maak. Jy kan deel wees van die kinders van God, deur net jou sonde voor die kruis te kom. So kom gesels gerus. Ek sal volgende week 'n bietjie meer prakties praat oor die lewe van die kind van God, soos wat Paulus het ook hier aan die Filippense uitgelê, en dan en ons 'n verskil kan maak in 'n wêreld wat absolute chaos is. Kom ons bid. Here Jesus, ons wil in hierdie oggend eers kom bid vir elke een wat U nie ken nie. Wat vanoggend hierna luister, miskien daar by die huis, miskien hier in die kerkgebou vanoggend. Ek wil bid, Here, dat elkeen wat U nie ken nie, dat U die sonde wat tussen hulle en U staan, vir hulle duidelik sal wees. Dat daar in hulle harte geen twyfel sal wees in hierdie oomblik, dat hulle 'n sondaar is wat U nie. Ek kom bid, Here, dat U vir hulle die vermoedigheid sal gee om te kom gesels. Bid, Here, dat hulle, wanneer hulle hierdie sonde besef is, so desperaat sal wees, dat hulle nie vir 'n oomblik langer sal aangaan, voordat hulle by U kruis kom kniel het, en daardie sonde voor U kom lê. So kom bid, Here, dat U vir hulle sal aanraak, en vir hulle die wedergeboorte sal skenk, en dat U dan ook daardie goeie werk waarvan Paulus praat, in hulle lewe sal kom doen. Dat U dit daar sal kom bid, Here, vir elkeen van ons wat hier sit, wat U ken, ons weet, ons het U aangeneem, ons weet, Here, het ons vrygekoop, ons weet U vir ons die wedergeboorte geskenk.
op daardie wonderlike dag of aand of oggend of wanneer dit ook al was. Ons weet dit, daar is in ons harte geen twyfel. Maar daar het sonde in ons lewe ingekom wat ons vertoetel. Ek bid Here dat U dit ook duidelik vir ons sal wys. Dat ons dit tot U kan bely, dat ons met die mense wat ons te nagekom is, wat kom regmaak. En dat ons nie sal rus oor dit gedoen is, en ons weet weer dat ons in die regte verhouding met U staan nie. Dat ons weet weer, Here, ons is in kontak met U en ons kan na U stem luister, sodat U ons kan lei op hierdie pad, sodat ons 'n getuienis en 'n lig en 'n sout vir die wêreld kan wees. Ook om bid, Here, dat ons nie sal aangaan met enigiets anders voordat daardie taak in die afhandel is wat U vir ons gee. Kom wys dit vir ons, Here, gee vir ons en werk in die harte van mense as ons met mense moet gaan regmaak, dat dit alles sal wees tot eer van U naam en tot lof van U naam. So kom bid, Here Jesus, dat die wêreld waarin ons bly, dat wat so in chaos gedompel is, dat dit U kinders sal aanspoor om te weet dat die tyd naby is dat U weer sal kom en dat ons nie dit kan bekostig dat ons verhouding met U nie reg is nie. Here Jesus, dat ons daar sal, as ons hierdie dinge sien, sal weet, Here, dat ons het nie meer 'n keuse nie. Ons het nie tyd nie. En daar is duisende mense wat elke dag na die verderf stroom en ons kry hulle nie gewaarsku nie, want hulle sien nie U in ons lewens nie. Help vir ons, Here, dat dit verander. Dat die wêreld sal begeer wat ons het in die kerk. En ons kom bid, Here, in U groot en wonderlike naam. Kom ons staan